Psalm 105 vers 19 sê, sy swaar kry het aangehou totdat God se plan waar geword het. Totdat die Here besluit het, hy is net die regte man vir die werk. Josef het die toets geslaag. Toe Josef 'n tiener was, het God vir hom 'n visioen gegee dat hy eendag gaan regeer. Maar Psalm 105 vertel vir ons dat God Josef na Egipte gestuur het, geboei met eisters, geboei met kettinge, vanaf sy tienerjare tot in sy 30's. Die woord van die Here het hom getoets toe hy in die put gegooi is, uit die put na 'n tronk en van die tronk na 'n paleis geneem is. Josef is gemaak om 'n world changer te wees, maar hy moes eers deur die proses van karakterontwikkeling gaan. Ek glo dat God jou wil gebruik om die wêreld te verander, my vriend, waar hy jou ook al geplant het. Dit begin by die mense wat jy die beste ken. Vandag gaan jy familielede, vriende en kollegas teerkom wat jy weet nie Jesus ken nie. Jy kan help om 'n verandering by hulle te bring deur hulle lief te hê met die liefde wat God aan jou gegee het. Wat 'n soort liefde is dit? Hy het jou onvoorwaardelik lief gehad toe jy dood was as gevolg van jou sondes. En dit was net deur sy genade dat jy genade vir redding gevind het. Net deur sy liefde dat jy genade vir redding gevind het. Wanneer jy bereid is om daaraan te werk om iemand so lief te hê, sal God jou gebruik om 'n verandering in jou wêreld te bring. Vra hom vandag, Here, watter werk het U vir my om te doen tot eer en verheerliking van U naam? Abba Vader, Here, ons groot vraag is vandag, watse werk het U vir my om te doen tot eer en verheerliking van U naam? Wie is daar rondom my wat ek so lief kan hê, Here, dat ek hulle lewe kan verander, dat ek lewens rondom my kan verander? Help my om mense so lief te hê, soos wat U my het. Here, ek loof U en ek prys en ek eer U net in Jesus se naam. Amen.